Ons is tans besig met Romeine 2 vanaf vers 5 tot 10. Hierdie skrifdeel waar dit gaan oor God se oordeel van die dade van mense. Maar soos wat dit duidelik daar in vers 6 staan, God sal elkeen vergeld na sy werke. God sal elkeen vergeld na sy werke. En soos die spreekwoord te sê, elkeen sal sy verdiende loon ontvang. Elkeen sal sy verdiende loon ontvang. Paulus bring ons dus hier onder die soeklig van God se regverdige oordeel. Dat God gaan nie oordeel op grond van sy gevoelens of enige so iets nie. Maar baie duidelik, baie op die man af, elkeen individueel, elkeen na sy werke. Wat hy hier in hierdie lewe doen. Gelowiges en ongelowiges. Ongelowiges vir hulle lewe, dwars deur hulle lewe. Die gelowiges dan baie spesifiek vir hulle dade na bekering, vir hulle dade na bekering, wat dan soos ons gesien het verlede keer, wanneer ons dan by die bymatroon, die genadetroon van Christus kom, waar dit dan as waardeloos geag word, en al wat God dan gaan beloon vir die gelowige, is daardie regverdige dade wat hy doen na bekering. Die sonde na bekering word as waardeloos beskou. Julle onthou daardie woord, waardeloos. En daarom is dit dan die genadetroon van God, die bymatroon van ons Here Jesus Christus, waar die gelowige gaan staan. Maar die ongelowige gaan voor God staan as die regter. Die regter, wat elke daad van hom sal beoordeel. Dit is waar Paulus ons dan bring om te sê, maar onthou, die soeklig van God is op elke mens wat lewe, en die soeklig van God kyk na elke daad. Die gelowiges op die besondere manier, en die ongelowiges op die ander manier. En Paulus doen dit, hy bring hierdie boodskap hierso, nie met die bedoeling om mense te verskrik nie. Maar dit is eerder dan 'n wekroep om hulle te roep tot gehoorsaamheid. Vir die gelowige tot gehoorsaamheid, om die weg van God te volg, daardie nou weg, wat hy moet volg, wat Jesus ons oor gewaarsku het en gesê, dit is 'n nou weg. Maar dit is nie maklik nie. Dit gaan swaar wees, dit gaan vervolging wees, dit gaan swaar kry wees, omdat ons in 'n bose wêreld lewe. Maar dan vir die ongelowige, 'n wekroep om hom te bekeer tot God. So hierdie wekroep is nie om te verdoem nie, want die verdoeming is nog nie daar nie. Maar hierdie wekroep is om te waarsku en te sê, maak seker waar jy staan. En dan ook soos wat ons hier 2 keer sien in verse 9 en 10. Die lering is baie duidelik dat hierdie gaan oor alle mense. Beide die Jood en die Griek. Dat wil sê die Jode wat die evangelie ontvang het deur Jesus Christus, hy wat hulle gestuurde Messias was, wat hulle verwerp het. Dit is duidelik, dit is vir hulle ook gegee, maar ook vir die Grieke, dit wil sê, al die ander buite die Jode, dit is dus vir die hele wêreld. Almal gaan onder God se oordeel staan. So as ons dan alles saambring, optrek, dan sien ons dat dit handel oor die lewensingrypende geloofswerklikheid, dat elke mens ondersoek sal word, om te bepaal in die eerste plek of hy reddende geloof besit of nie. Om te bepaal of hy reddende geloof besit of nie. En dan, soos ek reeds verduidelik het, die verskil wat daar in die oordeel gaan wees. Die oordeel oor die ongelowige, daardie dag van God se oordeel wanneer dit aanbreek, dat hy vir elke daad in sy lewe geoordeel sal word.
en dan die gelowige, wat weer vir die dade na sy redding beoordeel word, want alle dade tot en met redding is vergewe, alle dade tydens redding is vergewe, alle dade in die toekoms is vergewe, maar sy dade word dan bereken as waardeloos, daardie sondige dade, as waardeloos, dit word nie in ag geneem nie, en hy word beloon vir sy goeie dade wat hy doen na bekering. So, laat ek weer herhaal, die boodskap is duidelik. Die ware gelowige word vergeld, beloon, vir sy regverdige, God-gefokuste dade. Dit wil sê wat hy na redding gedoen het. En die ongelowige word vergeld, beloon, vir sy gebrek aan regverdige dade, sy selfgefokuste dade, wat sy hele lewe insluit, omdat hy sy rug op God gedraai het. Dit is die boodskap van die woord, geliefdes. En dit is 'n boodskap wat die kerk van ons dag grootliks wil verswyg. Maar dan moet hulle koukiepenne neem en baie groot dele van die Bybel, en besonderlik die Nuwe Testament, maar net deurhaal. Want dan verswyg hulle die boodskap van die woord. Nou, verlede week was ons fokus op die beloning van die gelowige. Dit wat ons in verse 7 en 10 gekry het. Die beloning van die gelowige. En vandag staan ons dan in besonder stil by die beloning van die ongelowige in verse 8 en 9 van Romeine 2. Kom ons lees weer Romeine 2 vers 8 en 9, soos wat julle dit op die bulletin ook het. Romeine 2 vers 8. Maar aan die wat eiesinnig en aan die waarheid ongehoorsaam is, en aan die ongeregtigheid gehoorsaam is, beloon God met grimmigheid en toorn, verdrukking en benoudheid, oor die siel van elke mens wat kwaad doen, oor die Jood eerste en ook oor die Griek. Dit wil sê, ongeag van wie jy is, gaan die oordeel oor almal wees. Maak nie saak watter nasie, ras, taal, wie jy waar ook al is nie, elkeen gaan voor hierdie oordeel staan. En hier in vers 8 beskryf Paulus 3 eienskappe wat die gelowige kenmerk. 3 eienskappe wat die gelowige saam soort van opsom. En ons moet dit verstaan, geliefdes, daar is baie meer te sê as net hierdie 3. Maar hierdie 3 is die basis van die sonde van die ongelowige. En al die ander sondes word na hierdie teruggetrek. Kom hierin voor. Hierdie is dus die basis van die ongelowige se lewe. In die eerste plek, in vers 8, sê Paulus, hy het 'n wederstrewige hart. 'n wederstrewige hart. Dit is wat daardie woord eiesinnig daar beteken. Eiesinnig, maar aan die wat eiesinnig is, vers 8. Griekse woord is eretheia, wat verwys na iemand wat geheel en al op homself gefokus is. Hy vind net sin in homself. Hy is eiesinnig. Hy is in sy eie wêreld toegedraai. En alles is hy net op homself gefokus. En sy dryfveer is, wat bevredig my? Wat pas my? Wat maak my gelukkig? Hoe raak hierdie persoon of hierdie situasie my? Sy hele wêreld wentel net om homself. En dit is waarvan Paulus in 2 Timoteus 3 vers 2 tot 5 ook skryf. Maar ek haal daar een sinnetjie aan, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees. Dit is hy, hierdie eiesinnige man van Romeine 2 vers 8. Liefhebbers van self. Alles draai om homself. Alles draai absoluut om homself. En dan gaan Paulus verder in 2 Timoteus, op grond van die feit dat mense liefhebbers van hulle self is, sê dan, daarom is hulle geldgierig is. Nou kom ons by 'n baie goeie karakterskets uit. Geldgierig is, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik,
kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat die voorkoms of 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Maar hulle lyk of hulle goed is. Hulle kan dalk selfs in die kerke sit in die voorste banke en deelneem aan elke ding, maar in hulle harte is hulle hierdie dinge. En daarom kom die vermaning dan in 2 Timoteus 3, waar Paulus dan sê, keer jou van hierdie mense af. Bly weg van hierdie mense. Dis nie mense met wie jy moet omgaan, jy as gelowige nie. As jy hierdie dinge in hulle lewe sien, praat met hulle daaroor, konfronteer hulle. Maar as daar dan nie verskom nie, met andere handel volgens die Matteus 18 proses, maar as daar nie dan 'n verskil in hulle lewe kom nie, dan draai jy jou weg van hulle. En die gemeente skop hulle uit. Dit is maar die Matteus 18 bedoel. God is jaloers oor sy kerk. Hy wil 'n suiwer kerk hê. Hy wil nie 'n kerkie wat soos die wêreld lyk nie. En ongelukkige geliefdes, maar kom ons weer terug hier. Dit is hoe die kerk van ons dag lyk. Dis hoe die kerk van ons dag lyk. En daar kan nie genoeg boeke daaroor geskryf word nie. Want die kerk het die beginsels van God se woord net totaal verwaarloos. Die kerk van ons dag moet onbeskaamd en onbeskroomd terugkeer na wat die Nuwe Testamentiese kerk in die tyd van die apostels was. Dit was die lering wat gegee is. Dit was die vereistes wat gestel is. Hoe het dit dan verander in wat dit vandag is? 'n Organisasie wat volgens wêreldse strukture georden is, op wêreldse manier bestuur word. Maar dis nie die kerk van die Nuwe Testament nie. En as ons na hierdie beskrywing kyk, as sien ons, so lyk die mens wat in 'n kokon van homself toegespin is. Hy's in homself heeltemal toegespin. Hy dien net homself, niks en niemand anders nie. En beslis ook nie God nie, want daar is nie plek vir nog 'n God in sy lewe nie, want hy is heeltemal tevrede met die posisie wat hy vir homself toegeëien het. Hy is sy eie God. Maar die gelowige is nie so nie. Die gelowige is nie so nie. En dit het ons nou al oor en oor gesien, en verlede week in die besonder. En Paulus skryf dan juis, en een waarna ons voorheen verwys het, maar ek wil vandag weer net noem, in 2 Korintiërs 5 vers 14 en 15, skryf Paulus juis dan, wat is die verskil? Hoe is die gelowige anders? Want hy sê hier, want die liefde van Christus dring ons. Dit beweeg ons, dit beïnvloed ons om anders te wees. Om nie meer vir onsself te lewe nie. Anders as die ongelowige. Om nie meer vir onsself te lewe nie. Maar vir hom, wat vir ons gesterf het en opgewek is. Dis die verskil. Die gelowige het Christus in sy lewe. Die ongelowige het hom nie. Al het hy ook die skyn van godsaligheid. Dis daardie fariseërs teen wie Christus die hele tyd beklei het. Hy het onvermoeid 'n stryd teen hulle gevoer. Daar's een van die seker dinge wat verander by bekering, dat die gelowige se fokus skuif weg van homself na Christus Jesus, sodat hy, die gelowige, kan lewe, nie vir homself nie, maar vir die een wat hom vrygekoop het. Sy lewe is dan nou vir Jesus Christus. En dit word in elke aspek, elke faset, elke daad van sy lewe word dit gesien. Daarom wanneer God na die mensdom kyk,
is daar net 2 groepe voor hom. En ek het dit al by herhaling gesê, maar ek sê dit weer. Daar's net 2 groepe voor God. Daardie dag van oordeel is daar geen twyfel meer nie, net 2 lang rye voor hom. Eerstens die wat 'n hart het om hom te dien, wat deur Jesus Christus vrygekoop is, wat gered is, en wat 'n lewe van redding lewe, of die wat 'n hart het wat hom weerstaan, wat weggedraai is van hom, wat hom eintlik as sy vyand beskou, wat sy waarheid ignoreer, want dit is nie die belangrike in die lewe nie. En so sien ons, en ons moet dit besef, dat die evangelie van redding in Jesus Christus is dus meer as net 'n uitnodiging. Dit is nie net 'n uitnodiging nie. Dit is 'n tweesnydende swaard, want onderskei tussen die hart wat na God gebuig is, die hart wat op God gefokus is, teenoor die hart wat met God en sy waarheid bots. Dit kom reëlreg in botsing met God se waarheid. En onthou dit, niemand staan neutraal nie, dis die 2 rye. Daar's nie iets tussenin nie. Geen grys land nie, geen grys gebied nie, geen neutrale sone nie. Die wat God dien, die wat hom verwerp het. En dit is juis wat ons moet verstaan. Christus het hiervoor gesterf, dat dit die waarheid sal wees. Dit is waarvoor hy gesterf het, sodat daar mense vrygekoop kan word, sodat God vir hom 'n mensdom bymekaar kon kry, wat hom lief het en hom dien, en hom wil dien. Dit is waarvoor hy gekruisig is. En ons, die kerk, mag nie saam met die wêreld span om hom te ontkruisig nie, om hom af te haal van die kruis, letterlik nie. Want dit is wat die kerk van ons dag in baie gevalle doen. Daar word net oor die liefde gepraat, en nooit oor die sonde nie. Net oor hoe inklusief ons moet wees, terwyl die evangelie, geliefdes, laat ons geen twyfel hê nie. Die evangelie is eksklusief. Dit sluit uit die wat God en sy waarheid verwerp. Daarom het Jesus gesê, die eindtye gaan daar maar min wees. Min. Daar gaan maar wat is die Engelse woord? Net 'n remnant wees. En ek het nog nooit Afrikaanse woord gekry, en ek sê nou, ek soek die woord vir remnant. Net 'n remnant, 'n klein oorblyfseltjie, as julle dit so wil weet, teenoor die wêreld. En ons moet dit nie anders probeer maak nie. God het nie die evangelie inklusief gemaak nie. Hy het dit eksklusief gemaak vir die wat Jesus Christus as redder aanvaar. En dan kom die bepaling nog by, die wat dan daar volgens lewe. Want dit is die bewys van redding, dat jou dade, jou lewe spreek van redding. Daarom mag ons nie Christus ontkruisig nie. En daarom tref die evangelie die groot onderskeid tussen die hart wat voor God neerbuig en hom dien, terwyl teenoor die hart wat God verwerp en wat met hom en sy waarheid bots. So dit is die eerste aspek van die ongelowige, 'n eie sinnige, selfgefokuste hart. Die tweede eienskap van die ongelowige is 'n rebelse hart. Dit is 'n bietjie ander konnotasie. Kyk weer na vers 8. Maar aan die wat eiesinnig is, wat ons nou sopas gekyk het, en aan die waarheid ongehoorsaam is. En aan die waarheid ongehoorsaam is. Om die waarheid nie te gehoorsaam nie, God se waarheid, ons praat nie van ander waarheid nie, is om dit te verwerp, om daarteen te rebelleer. En dis nie maar net 'n verkeerde verstaan daarvan nie, dis 'n doelbewuste, blaatante ignorering. Dit is geestelike opstand, is 'n geestelike rebel. Hy weet dat God en sy waarheid daar is.
Want God het homself in sy skepping geopenbaar. En God het hom verder in die besonder in sy seun geopenbaar en die evangelie van Jesus Christus. So dit is waarhede wat daar is. Dit is in hierdie wêreld. En die ongelowige weet dit. Maar hy rebelleer daarteen. Ons het dus hier te doen met iemand wat dit nie wil hoor nie. Wat dit ignoreer. En eerder dit kies wat lynreg daarteen is. Dit is 'n hart wat sê, ek sal nie voor God buig nie. En dis nie 'n passiewe wegdryf nie, so iets nie. Dit is 'n aktiewe rebellie. Dit is 'n aktiewe rebellie. Dit was die tweede eienskap. Die derde ene dan, wat die keersy van die munt is. Weer vers 8 aan. Hy is eiesinnig, eerstens, aan die waarheid ongehoorsaam, tweedens, en derdens, en hier is die verskil, en daar is 'n klemverskil, aan die ongeregtigheid gehoorsaam is. Die tweede een is, hy is aan die waarheid ongehoorsaam, maar die derde een is, hy is aan ongeregtigheid gehoorsaam. So hy kies nie God se waarheid nie. Hy kies, en hy is gehoorsaam aan die ongeregtigheid. Die boosheid van die ongeregtigheid. Dis 'n kontras, dis 'n groot kontras. Dit klink so dieselfde, maar is 'n baie groot kontras. Ongehoorsaam aan die waarheid en gehoorsaam aan die ongeregtigheid. Dis 'n doelbewuste, aktiewe keuse wat die ongelowige hier maak. Want, en dit is 'n baie groot want, geen mens staan neutraal nie, ek het dit reeds gesê. Hy kies kant vir God of teen God. En wanneer hy God en sy waarheid verwerp, word die leuen omhels. Hy gryp die leuen aan. En daarom gaan dit dan ook meer as net wat ons belydenis is. Ons kan met vrome gesigte bely dat ons gelowiges is. Maar geliefdes, wanneer ons lewens getuig van die teenoorgestelde, dan is ons juis besig dan om die ongeregtigheid te gehoorsaam. En sê ons vir God, my keuse is nie u waarheid nie, my keuse is hierdie ongeregtigheid van die bose. Hoeveel duideliker kan dit nog kom, geliefdes? Wanneer God en sy waarheid verwerp word die leuen omhels. Wanneer God se pad verlaat word die pad van self en van sonde gevolg. En daarom is dit in 'n groot mate 'n morele rebellie. 'n Rebellie wat teen reg en goed is. En dit is die een wat sê, ek weet wat is reg, maar ek kies wat verkeerd is. Ek weet wat reg is, maar ek kies wat verkeerd is. Dit is die pad van vernietiging. En hoe weet ons dit? Kyk na die mens se dade. Dis wat in vers 6 baie duidelik gesê word. Kyk na die mens se dade. Hy kies die pad van die onwaarheid, van die leuen, van ongeregtigheid. Dit is dus hoe God hier in volgens Romeine 2 vers 8 en 9 die ongelowige sien. En soos ons byvoorbeeld gesien het, al die goed wat Paulus bygevoeg het, wat daar in Timotheus was, daai hele ellelange lys van hoe die ongelowige lyk, en daar kan nog baie meer bygevoeg word. Maar wat God aan betref is hier die 3 beginsels van die een wat sy rug op God en sy waarheid draai. Die 3 basiese eienskappe. En nou kom ons by die vraag, hoe reageer God hierop? Hoe reageer God op die feit dat die ongelowige so is? Ons het al vlugtig daarna gekyk, verskeie kere genoem, maar laat ons vandag in besonder daarna kyk. Ons kry God se heilige reaksie hierop. God se heilige reaksie op die sonde van die ongelowige. Kyk aan die einde van vers 8. In die eerste plek, grimmigheid en toorn. Grimmigheid en toorn, dit is die beloning van die ongelowige. En dan in vers 9 verder, verdrukking en benoudheid.
oor die siel van elke mens wat kwaad doen. Grimmigheid en toorn, verdrukking en benoudheid. Dit is hoe God die ongelowige gaan beloon. Waarvoor? Vir sy dade. Sy dade van wat? Van rebellie teen God getuig. En geliefdes, laat ons een ding verstaan. God se reaksie en God se toorn en sy woede wat hy teenoor die sonde gaan openbaar, is nie iets om mee te speel nie. As ons kyk wat byvoorbeeld in Hebreërs 10 vers 31 staan, sê hy, dit is 'n vreeslike ding. Let wel, 'n vreeslike ding om in die hande van die lewende God te val. Hoe kan dit erger beskryf word? Dit is 'n vreeslike ding om in die hande van die lewende God te val. Maar dis nie net in die Nuwe Testament waar nie, dis ook in die Ou Testament, Nahum 1 vers 6. Nahum 1 vers 6. Wie kan stand hou voor sy gramskap? En wie kan bestaan in die gloed van sy toorn? Presies wat Hebreërs 10 gesê het. Dis 'n vreeslike ding om in die hande van die lewende God te val. En ek wil weer sê, dis nie iets om mee te speel nie. En ek kan waarskynlik nog baie meer daaroor sê. Maar kom ons kyk bietjie in besonderhede eers na vers 8. Grimmigheid en toorn. Eerstens, die eerste beloning aan die vergoeding, die betaling aan die ongelowige vir sy dade is dan grimmigheid en toorn. Hier staan die mens voor die regbank, die ongelowige mens, staan voor die regbank van die heilige, almagtige, alomteenwoordige, alwetende God. Daar's niks voor sy oë verborge nie. Niks. Hy weet alles. En God se vernaamste onderskeidende kenmerk is juis sy heiligheid. Sy heiligheid in teenstelling met die mens wat sondig is. En omdat God heilig is daar geen sonde in hom of in sy handelinge nie. Daarom ook kan hy die sonde nie verdra nie, nie duld nie. Dit is hoekom Adam en Eva in die eerste plek uit die paradys uitgeskop is. Hoekom hy hulle uitgejaag het. Maar daar was die genadeboodskap van Genesis 3 vers 15, soos wat julle nou al wel weet. Maar God het die mens uit sy teenwoordigheid verdryf, omdat hy die sonde in sy heilige teenwoordigheid nie kan duld nie. En volgens die genadeboodskap van Genesis 3 vers 15, het hy toe vir Jesus gestuur, om vir hom 'n mensdom te red wat syne is. En daarom moet ons ook verstaan, as God se oordeel is nie volgens sy gevoelens nie emosioneel of is wilturig of inkonsekwent nie. God is heilig en hy is geregtig in sy heiligheid. Elkeen sal sy ware beloning ontvang. En daarom is geregtigheid sy alles oorheersende kenmerk. En dit is God wat die ongelowige met grimmigheid en toorn beloon. En julle onthou hierdie woord wat in die Grieks beteken om beloon te word vir die dade wat jy doen. Dit wat 'n dagwerker ontvang as hy sy werk gedoen het, dan ontvang hy sy loon. Dit is presies waarna hierdie woord verwys vir elke ding wat jy gedoen het, of ook nie gedoen het, wil sê hy die geleentheid gehad het, of nie gedoen het nie, sal elkeen beloon word. Hy ontvang dit terug vir sy dade. En die eerste een is dan grimmigheid. Grimmigheid, die Griekse woord thumos, Engels wrath, the wrath of God. Het verwys na 'n verontwaardigde, vurige, verterende woede. Kwaad, aangevuur deur sy heilige standaarde, ontsteltheid van God op grond van wat hy sien in die lewe van die ongelowige.
Wil weer sê, dit verwys na verontwaardigde, vurige, verterende woede en ontsteltenis, aangevuur deur sy heiligheid en sy heilige standaarde. As ons dan dink, die naaste wat ons hier op aarde waarskynlik sal sien, as jy hierdie veldbrand sien wat verskriklik vernietigend deur 'n verskriklike hoë wind aangedryf word, 'n vernietigende vuur wat alles voor hom wegsweep. Dit is waarna hierdie woord verwys. Dan kom ons naby aan die betekenis. Dit is soos Hebreërs 12 vers 29 dit stel, ons God is 'n verterende vuur. Hy verteer alles voor hom. Niks kan voor hom staan nie. Die tweede woord is toren. Eerste een grimmigheid, die tweede ene toren. Griekse woord orgei. Verwys ook na woede, maar op 'n unieke manier. En hierdie is die hoogtepunt, dis die toppunt van woede wat hier bereik word. Dis die hoogtepunt, die toppunt van woede. Dit is ook die einde van genade en barmhartigheid. Dit is die punt waar God se geduld en verdraagsaamheid tot 'n einde gekom het. Dit is sy finale toorn. En dit is soos 'n geweldige, gecontroleerde uitstorting van woede teenoor die wie se werke van 'n eie sinnige wêreldse ingesteldheid getuig in ontkenning van God. Hierdie is soos 'n intense, oorweldigende hitte. Die eerste ene was hierdie aangedrewe soos 'n veldbrand, verskriklike ewige veldbrand woede. Hierdie ene is intense woede soos in 'n oond, 'n hoogoond, waar metaal gesmelt word. Daardie tipe woede is dit. En dan is die boodskap hier baie duidelik, geliefdes. Dit is die boodskap wat ons moet lewe en wat ons moet uitdra. God speel nie met die wat in rebellie is teen hom nie. Die wat in opstand kom teen hom nie. Die wat sy waarheid verwerp. Hy onderhandel nie met hulle nie, maar hy reageer met 'n heilige geregtigheid. Nie omdat hy wreed is nie, maar omdat hy heilig is. En dan in vers 9 sien ons ook dan vervolgens nog die volgende twee, verdrukking en benoudheid, en dit is as het ware een begrip. Verdrukking en benoudheid oor elke menslike siel wat kwaad doen. Hier is die Griekse woord thlipsis. Thlipsis. Engelse woord tribulation. Iets wat onder geweldige druk geplaas word. Asof die lewe uit jou gepers word. Dit is die woord wat wys op byvoorbeeld wat met jou sal gebeur indien jy tussen twee geweldige groot rotse beland. En jy kan daaraan niks doen nie. Die lewe word uit jou gepers. Dit klink verskriklik radikaal en drasties, maar geliefdes, dit is wat die woord sê. Moet ons dit verswyg terwille van wie? Kan ons genade betoon waar God nie genade betoon nie? God is die een wat oordeel, en dis wat hy in sy woord sê. Dit is wat met die ongelowige gaan gebeur. En dan kan ons hierby insluit ook die skyngelowige. Skyngelowige. Nou hierdie woord tribulation of thlipsis word baie keer in die Nuwe Testament gebruik om na die kerk te verwys. Wat met die kerk gebeur? Byvoorbeeld in Handelinge 11 vers 19, wanneer daarna die verdrukking verwys word wat die Nuwe Testamentiese kerk ondergaan. Die verdrukking, die vervolging, hoe hulle doodgemaak word. En ons weet uit die geskiedenis hoe hulle byvoorbeeld in die katakombes moes vergader om die vervolging te ontsnap. Hoe hulle dwars oor die wêreld gebruik het, want dis wat God dan gebruik het, tot voordeel van die kerk om die evangelie oor die wêreld te versprei. Maar hy het dit gedoen met intense verdrukking.
soos wat Jesus gesê het, gaan gebeur. Die Nuwe Testamentiese kerk was 'n kerk onder verdrukking. Sal ons dan nou anders wees? Sal ons die verdrukking betreur? Daarom is dit dat ek standpunt inneem en ek glo ons as gemeente neem standpunt teen enige iemand wat vir ons wil reguleer om vir ons te sê, dit is hoe julle as kerk moet optree. As dit dan na verdrukking lei, dan is dit God se wil. Ons kan nie daaraan twyfel nie. Word ook in Romeine 12 gebruik, waar die eienskappe van die Nuwe Testamentiese gelowige beskryf word. Romeine 12 vers 12, kyk gerus daarna. Ook in 2 Korintiërs 1 vers 8, waar Paulus verwys na die verdrukking wat hy persoonlik in Asië beleef het. En ons weet hoeveel verdrukking hy beleef het. Hoe hy in sy lyf en in sy gees waarlike vervolging beleef het. Maar dit word ook in Kolossense 1 vers 24 gebruik, waar die lyding en die verdrukking van Christus en sy liggaam beskryf word. Jesus het in sy liggaam daar aan die kruis van Golgotha die lyding en verdrukking verduur vir die wat in hom sou glo, wat vir hulle bestem was. Hy het daar aan Golgotha, daar het hy hierdie verdrukking beleef wat vir ons bestem was. Daarom is hy die een wat ons kan vrykoop, die een wat ons red. Maar vir hulle wat die ongelowiges is, lees ons in Openbaring 6 vers 15, hoe dit met hulle sal gaan. Val op ons, hulle sê aan die berge en die rotse, val op ons en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit en vir die toorn van die lam. Want die groot dag van sy toorn het gekom en wie kan bestaan? Ek dink nie, ons het enigsins 'n idee. Ons kan ons nie indink oor hoe dit gaan wees, daardie dag wanneer God se toorn op die wêreld losgelaat word nie. En geliefdes, dit is die geestelike werklikheid vir elke lewe wat in vyhandigheid teen God geleef word. En ek sê weer, dit is miskien nie, is nie altyd 'n openlike rebellie nie, soms is dit. Maar is ook die ene wat in sy hart, in sy eie kokon toegespin, sê, dit is nie my waarheid nie. Ek gaan op die oppervlakte daarmee saam. Maar in my hart der harte is dit nie my waarheid nie. Ek gaan God nie gehoorsaam nie. My dade gaan nie so wees nie. Ek gaan rustig aan. Dis een wat, soos die digter dit gestel het, wat slaap in die rus van die eeuwige sis, ongestoord, ongehoord. Maar die dag van God se oordeel gaan kom. Onthou wat het ons reeds in Romeine 1 vers 18 gelees, daar aan die begin van ons studie. Want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en al die ongeregtigheid van mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. En elke keer en in alles gaan dit oor een ding, en dit is, God het homself aan die wêreld geopenbaar deur sy skepping en in Jesus Christus sy seun. Dit is God se waarheid. En Jesus Christus het vir ons baie duidelik die beginsels van die koninkryk gegee in sy lering. Ook die lering wat hy aan sy disippels gegee het, om neer te pen, sodat ons vandag met dit in die woord sit in die Bybel. Daar's geen twyfel oor wat God van ons verwag, hoe ons moet lewe nie. Ons mag nie goddeloos lewe nie. Maar ons het eintlik aan hierdie woordjie goddeloos het ons so 'n ligter konnotasie gelewe. Ag, word sommer verwys, ag ja nee, kyk, daai kind is maar redelik goddeloos. Maar weer eens doen ons iets wat die Bybel nie doen nie.
Ons moet verstaan dat die basis van goddeloosheid is godloosheid. Moenie daai deel laat jou dit enigstens laat versag nie. Dit is godloosheid om sonder God te wees. Letterlik. En dit is daarteen dat God se groot toorn geopenbaar sal word. Dit is die toestand van godloosheid, nie net 'n bietjie sonde hier en 'n bietjie daar nie. Om sonder God te wees, om dit te doen wat God teen sy bors stoot. En dit is waarvan vers 9 getuig, van God se straf teen godloosheid. En God se straf is teen almal wat in daardie kategorie van die verwerping van God val, in watter mate ook al. En God se oordeel is universeel, regverdig, onontkombaar. Dit is nie beperk tot heidene of ateïste nie. Dit sluit ook die moralis, selfs die godsdienstige in. Die fariseërs wat Jesus so teen opgetree het, wat so die leiers van die godsdienst van daardie tyd was. Almal is hier ingesluit by die Jood en die Griek. En net wel, die Jood word eerste genoem, heel gepas, omdat die Jood heel eerste die wet en die belofte ontvang het, wat hulle moes voorberei het vir die Messias. Maar daarom is die Jood ook die eerste ene wat tot verantwoording geroep sal word. Maar dan, geliefdes, ook die Grieke, die heidene, niemand uitgesluit nie. God se oordeel is universeel, want sy waarheid is universeel. Dit geld vir almal. Dit geld vir elke situasie. En dit is nie 'n metafoor of iets wat ons nou maar net heel filosofies oor kan dink nie. Dit is die werklikheid van hierdie wêreld waarin ons op hierdie oomblik lewe. Is nie 'n abstrakte konsep nie, is 'n konkrete werklikheid wat vir elke mens geld. En die evangelie roep die ongelowige, die een wat sy hart teen God gedraai het, hy roep hom tot geloof, en hy roep die gelowige tot gehoorsaamheid. En gehoorsaamheid begin by bekering, 'n hart wat breek oor die sonde, maar 'n hart wat buig onder die genade van God. En God oordeel, hy oordeel volgens dade. En ons, soos wat ons reeds gesien het, hy oordeel volgens werklike bewese skuld. Hy oordeel volgens werklike waarheid. Hy oordeel volgens werklike kennis. Dis wat ons van tevore gesien het. Die mens se dade is dus 'n onfeilbare aanduider en aanduiding van die oriëntering van sy lewe. Dit wat jy is in jou lewe, dit is wie jy voor God is. En jy kan nie sy blik ontsnap nie. Hy kyk deur alles na die kern van jou hart. Maar God is ook die genadige God vir die wat in Christus Jesus syne is. Ou Testament en Nuwe Testament. Ou Testament Dawid wat verskriklike sondes gepleeg het. Maar wat God tog sê, hy is die man na my hart. Hoekom? Omdat Dawid se die rigting van sy hart en sy bestaan was God gerig. Dawid is vergewe vir daardie sondes wat hy gedoen het, omdat hy werklik sy oë op God gehou het, en dis hoe hy sy lewe ook dan beëindig het. Hy was nie volmaak nie, maar hy was God gerig, en dis wat die Here van ons vra ook. Nie 'n volmaakte lewe nie, ons kan nie hier op aarde 'n volmaakte lewe nie. Maar hy vra 'n hart wat op hom gefokus is, op sy waarheid, wat hom wil dien in alles. Wat daar die oorheersende, oorweldigende begeerte het, om hom en sy waarheid te dien, en daarvoor te lewe.
Maar aan die ander kant het ons ook vir Judas. Judas weer 'n ander voorbeeld. Hy was een van Jesus se disippels, sy apostels. Maar die rigting van sy hart was rebellie en bedrog en ongehoorsaamheid. En dit het in sy dade gemanifesteer. En hy het nooit tot inkeer gekom, soos wat Dawid gekom het nie. As ons na Dawid kyk in die psalms wat hy geskryf het, daardie boete psalms, hoe hy werklik tot inkeer voor God gekom het en gesê het, Here, vergewe my, en ek besef, alle sonde is teen U. Hy het tot inkeer gekom. Judas het die geleentheid gehad. Hy was in die werklike teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus. En hy het gelewe soos 'n tipiese fariseer, 'n tweegesig. Jesus het dit geweet, soos wat ons sien. En hy het hom laat begaan. Maar geliefdes, daardie ruimte is nie vir ons nie. Daardie ruimte is nie vir ons nie. Ongeregtigheid, en maak nie saak hoe godsdienstig dit voorkom, nie, sal altyd bose dade voortbring. Sal gekenmerk word deur bose dade. As die pad na die hel gekenmerk word deur 'n gees van antagonisme teenoor die heerskappy van Christus Jesus, wil sê hy weier om Jesus as die koning van sy hart te kroon, dan is die pad na die hemel die teenoorgestelde. 'n gesindheid van onderwerping aan die heerskappy van Christus. En dit is presies wat die teks van ons vra. En dit is ook soos Jesus dit gestel het in Matteus 22 vers 37 tot 40. Toe hy gevra is, wat is die opsomming van die wet? Toe het hy gesê, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, jou hele verstand. Dis die eerste en die groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Is die eerste ene dalk vir ons soms makliker as die tweede ene? Is die eerste gebod om God lief te hê makliker as die tweede gebod om jou naaste lief te hê? Miskien moet ons bietjie daarna kyk. Want hoe manifesteer ons liefde vir ons naaste, vir hulle wat ons broers en susters in Christus is, hoe manifesteer dit in ons lewens? Maar Jesus het dit nog verder gevat, en hy het dit weier uitgebrei as net ons broers en susters. Hy het dit uitgebrei na selfs die vyand. Selfs jou vyand, het hy gesê, moet ons lief hê. Dit is wat God in vrede stel. Daar's niets anders nie. God wil hê, die gelowige moet soek na heerlikheid, eer en onverganklikheid. Onthou julle wat is dit? Daar in vers 7 en 10, dit wat God die gelowige mee beloon. Die gelowige mee beloon. Heerlikheid, eer, onverganklikheid. En dit moet ons passie in die lewe wees. Hy wil hê dat ons harte hemelgerig moet wees, God gerig. En al bereik ons dit nie altyd nie. Hy kyk na die motiewe van die hart. Julle onthou dit. Dis wat ons verlede keer gekyk. God kyk na die motiewe van die hart. Of dit soekend is na God en God se eer en verheerliking. En om God gehoorsaam te wees. Daarna kyk God. So al is ons dade dan nie altyd wat dit moet wees nie, en omdat ons hier nog op aarde is dit nie altyd wat dit moet wees nie. Maar hy kyk na die motief van die hart en hy sê, wat het jy in jou hart gedink? Bedink.
Geliefdes, dit is die implisiete boodskap van hierdie teks. Die ewige lewe behoort aan die wat die werk van God in hulle harte toon deur te leef in gehoorsaamheid en ook in onderwerping aan die heerskappy van Christus Jesus. En die wat weier om dit te doen, is die ongelowiges wat onder die soeklig van God gaan kom en aan God se gramskap onderhewig gaan wees. Soos verse 8 en 9 dit duidelik toon. En nou is hier dan 'n oproep tot besinning. Waar staan elkeen van ons vanoggend? As die oordeel nou op hierdie oomblik sou kom, sal ons in daardie ry wees, waar ons voor God as ons regter staan. Die een wat ons gaan veroordeel. Want as ons gelowiges is, dan gaan ons nie in daardie ry wees nie, want dan is ons reeds in die ry wat voor die bymatroon, die troon van genade verskyn het. En dit is die verskil. Maar so sal almal dan voor God se troon verskyn, die wat ook na die wegraping dan ook nog tot bekering gekom het, want daar gaan God dan die onderskeid tref. So hierdie boodskap bring vir ons uitnodiging, geliefdes, 'n uitnodiging om, as ons harte selfgefokusd is, om dit neer te lê, om die geregtigheid van God in Christus Jesus te ontvang, om Jesus as ons redder en saligmaker, heiligmaker met ander woorde te ontvang, en werklik te besef, God se toorn, soos dit hier beskryf word, en op vele ander plekke, is 'n werklikheid. Maar net so werklik is ook sy liefde en genade. Net so werklik is sy liefde en genade. En daarom kan die ware gelowige na Romeine 8 gaan en God se vertroosting en bemoediging daar vind en julle dit ook in die bulletins. En ek gaan dit nou lees, want ons het begin met Romeine 8, vers 1, as julle sal onthou. En nou gaan ons terug daarna. En kom ons kyk nou of dit, die boodskap wat ons gehoor het, dalk vir ons 'n ander gesindheid gee. 'n ander oor gee om na te luister. Want wat staan daar in Romeine 8 vers 1? Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Wonderlike vers. 'n oorweldigende vers vir die gelowige. Maar 'n skrikwekkende vers vir die wat nie in hom is nie. Vers 2. Die wet van die Gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood. Wat die wet nie by magte was om te doen nie, omdat dit weens ons sondige natuur te swak was, dit het God gedoen. Hy het met die sonde afgereken deur sy eie seun in dieselfde gestalte as die sondige mens te stuur. En so het hy die sonde in die sondige bestaan van die mens veroordeel. Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen. Ons wat ons lewe nie deur ons sondige natuur laat beheers nie, maar deur die Gees. En die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, hou hulle besig met dinge van die sondige natuur. Maar die wat hulle deur die Gees laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die Gees. Kyk daardie kontras. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens om besig hou, loop uit op die dood. Maar die dinge waarmee die Gees om besig hou, bring lewe en vrede. En die dinge waarmee die sondige natuur van die mens om besig hou, is immers vyandskap teen God. En die sondige natuur onderwerp hom nie aan die wet van God nie. Dit kan trouwens ook nie. En die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, kan nie die wil van God doen nie. Julle gelowiges,
hele gemeente van Rome was dit inderwaarheid, maar nou is dit die hele kerk van Jesus Christus. Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees, want die Gees van God woon in julle. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle die lewe op grond van God se vryspraak, hoewel die liggaam vir die dood bestem is as gevolg van die sonde. Vers 11, omdat die Gees van hom deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees wat in julle woon. Daarom dan broers, gebroeders, geliefdes, staan ons onder 'n verpligting, maar nie teenoor ons sondige natuur om daar volgens te lewe nie. As julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, as julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet. Maar as julle deur die Gees 'n einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. En die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang, wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba, wat beteken Vader. En hierdie Gees getuig saam met ons Gees, dat ons kinders van God is, en omdat ons kinders is, ook erfgename van God, erfgename saam met Christus, en aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid, Amen. Hierdie geliefdes is 'n wonderlike eksposisie, verklaring, uitleg van juis die teks in Romeine 2, vers 8 en 9. Jy kan nie 'n beter eksposisie kry nie as dit. Gaan lees dit weer, en gaan lees dit weer, en hoor wat die woord van die Here sê. En mag die Here ons oë, ons ore, ons verstand open, om hierdie goed te gehoor het, en nou dit ons eie te maak, en dit te gaan uitvoer in die lewe. Amen. Here, ons loof U vir die genade van Romeine 8. Maak dit asseblief die werklikheid van ons lewens. En laat hierdie boodskap vandag 'n wekroep tot elkeen wees, vir die wat U liefhet en U dien, om dit met groter oorgawe te doen. En vir die wat U nie ken nie, en tot dusver nie wou ken nie, mag dit 'n wekroep tot besinning en bekering wees. Mag U die verheerliking en eer en aanbidding ontvang uit die harte van U kinders, wat met groot verlange uitsien na die dag, wanneer ons by U gaan wees. Ons bring aan U die eer en die aanbidding. In die naam van Jesus ons Redder. Amen.